Goeiemôre. Ek wou nie dit op die kamer as hy was nie sy naam. Goeiemôre gemeente. Dis lekker in die huis van die Here. Is julle dankbaar vir môre? Amen. Kom ons gee vir die Here lof op. Halleluja. Amen. Ons is geseënd. Ons het 'n wonderlike dag vanmôre wat die Here vir ons gegee het. Om 'n verskil te maak, om hier te wees, om te kom ontvang en te kom leer. Soos jy vir een langs jy bly is hier vanmôre. Bly is hier vir jou. Amen. En dan kom ons staan saam en dan sing ons 'n bietjie Let the Fire Fall. Lord, send the rain, pour out your spirit. Lord, we are the ones called by your name. Humble ourselves now as we pray. Renouncing every sin and wicked way. Lift our voice, sacrifice and serve. Lord, send the rain. Pour out your spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for pressure. Lord, we are the ones called by your name. We humble ourselves now as we pray. Renouncing every sin and wicked way. Lift our voice, sacrifice and serve. Lord, send the rain. Pour out your spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for fresh army. Holy, Holy Spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for fresh army. Holy, Holy Spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for fresh army. Holy Spirit. Holy, Holy Spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for fresh army. Send the rain. Pour out your spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for fresh army. Send the rain. Pour out your spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for fresh army. Holy Spirit. Holy, Holy Spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for fresh army. Holy Spirit. Holy, Holy Spirit. Let the fire fall. Heal us for the Lord, for fresh army. Holy Spirit, rain on us this morning. Wonderful Spirit. Heilige Gees, kom in die volheid vanmôre. Raak elkeen aan. Reën op ons neer vanmôre. Skud hierdie plek vanmôre soos wat die woord sê in Handelinge. Toe almal saam gebid het, die plek geskit. En die Heilige Gees het hier gedaan. Heilige Gees is welkom in ons midde. Mag U vuur elke hart aanraak vanmôre. Mag U dit wat nie daar moet wees nie verbrand vanmôre. Mag U elke vuur aansteek vanmôre.
Mag die stem harder wees vanmôre as die Goliat wat voor ons staan. Mag ons fokus verskuif na U stem vanmôre, Heilige Gees. Mag ons duidelike stem wees. Laat ons woorde U woorde wees. Laat ons dade U dade wees. Fall afresh on me this morning. Ja, wanneer vanmôre steek jou hand op vir die Heilige Gees en vra, Heilige Gees, kom vul my. Fall afresh on me this morning. Rain on me this morning. Let your fire flow through me this morning. Let your fruits, let your gifts fall through me this morning. Mag dit manifesteer deur elkeen van ons lewens. Mag ons net stap, Heilige Gees, waar U lei. Mag U elke hart vertroos vanmôre. Mag U in elke hartskamer in beweeg vanmôre. En ons soek meer van U, Heilige Gees, en minder van onsself vanmôre. Rain on us this morning. Shake this place this morning. Holy Spirit, we need You. Fall afresh on me. Rain on me this morning, like only You can. Here, ons gee die diens vanmôre aan U, waar U teenwoordigheid alreeds gevoel word in die plek. Doen soos U wil, Vader. We surrender this morning unto You and to Your Holy Spirit. Seën elkeen vanmôre. Seën ook dit wat elkeen bring vanmôre. Elke lofsang, elke dankoffer in die eer van U grote naam. Amen. Amen. Is julle bly om hier te wees vanmôre? Halleluja. Ons kan maar gaan sit. Pastoor het gepraat van die vrug van die Gees en ek het 'n mooi video gekyk wat vir my so mooi was en wat sê alles wat ons doen en leef moet die vrugte van ons boom wys. Dit moet liefde wees wat bly, al kan dit gaan. Dit moet vreugde wees wat jy in alles in jou hou. Dit maak nie saak die nuus wat jy ontvang nie. Die vrede van die Here wat ingeplant is in jou lewe. Geduld om jou tong te byt soms en weg te loop. Vriendelik te wees wanneer niemand sien. Goedhartig te wees sonder om te kyk wie kyk. Getrou te bly, al sou dit makliker wees net om op te gee. Nederig te bly in alles wat nie beteken jy is 'n swakkeling nie. En selfbeheersing wat die deur toemaak voor sonde daarin klop. The Holy Spirit doesn't show up to impress. He shows up to correct. To help us to change, to have a relationship, to ask, to search our hearts. And the Holy Spirit is there to help, to comfort. And let His fruits, His power manifest through all of us. Amen. Ons is baie opgewonde. Daar spesiale dienste wat kom. Die 31ste, dit is volgende Sondag, het ons Dr. Johan Brouwer, hier so die oggend, die aand, maandag, dinsdag en woensdag aand. Nee, kom saam, kom ontvang dit wat die Here deur sy Gees vir hom gegee het om vir ons te bring. Dit was so lekker met Hemelvaartdiens om die mense hier te sien wat opgekom het na die huis van die Here. Amen. So kom, dit gaan Sondag, volgende Sondagoggend, aand, maandag, dinsdag en woensdag aand wees. Nee, halleluja. En ons is dankbaar vir dit. Is ons dankbaar? Amen. So die 7de Julie het ons 'n dankofferdiens. So kom ook soontoe. Ek glo pastoor sal meer oor dit uitbrei later vir ons.
Want ons is dankbaar en alles. Alright, moenie vergeet van die manneoggend nie. Die 40 rande wat moet betaal word, kom gee jou naam op, nooi iemand saam. Dit gaan 'n lekker oggend wees saam met pastoor. Amen. As hy, so ons is reg om die Here te loof en te prys met die volgende lied en ook met ons dankbare harte vir die Here ons offers te bring. Halleluja, so ons kan opspring en die Here loof en prys. Kan jy ons dat demonstreer hoe om te spring? As hy. Amen. Kom ons sing lekker saam, sonder die Gees kan ons nie. En die Gees van God kom neem beheer van ons denke en ons harte, van ons vlees en ons vlees. Gees van God kom lei ons vandag. Mag die Gees ons lei in elke tree wat ons gee. Kom ons sing lekker saam. Kom ons klap jou saam. Yes, it's all sad.
En dis wat so asemrowend is. En vanmôre, Here, kom en vra dat U by ons kom staan. Heilige Gees, kom. Kom en waai deur ons vanmôre. Kom en werk deur ons. Hier is ons, U kinders van U, om met U te ontmoet. En net te ontvang vanmôre van U woord, van U liefde, en van U wysheid en U leiding. En ons sê net vir U dankie vir dit wat U vir ons doen. Ons prys U groot en wonderlike naam. Here, neem beheer van ons denke, neem beheer van ons harte. Heilige Gees, dat U ons sal lei, waar ons is, waar ons gaan, dit wat ons doen, wat ons sê. Dat ons meer soos U sal wees, Here. Gebruik ons. Ons prys U groot en wonderlike naam daarvoor. Halleluja. God is moving by His Spirit, moving through all the earth. Signs and wonders.
oomblik tot God te bid. God se aangesig te soek. Jouself net vir 'n oomblik voor hom te verootmoedig. Die woord sê, as jy vra na die begeertes van jou hart, sal die Here vir jou gee. Hemelse Vader, vanmôre staan ons nederig voor U, buig ons neer in aanbidding en bid ons Here dat U ons sal ontmoet. Bid ons dat U ons weer opnuut sal vul met U Heilige Gees en krag, Here. Kom in U volheid, kom in U krag. Staan in ons op, Here, sodat Jesus meer en meer in ons lewe sigbaar sal word. Neem hierdie eenvoudige woord wat ek geskryf het en dra dit oor met Heilige Gees krag, Here. Vader, en gee dat harte sal verander, dat ons sal besef, Here, ons kan nie sonder U nie. En Here, dat ons U aangesig sal soek met alles wat in ons is. Ons loof U vanmôre, ons prys U, ons besing U, want U is groot, Here. Dankie vir U liefde, dankie vir U nabyheid, vir U genade op genade. U is welkom in ons midde, Here. Stort U Gees opnuut oor ons uit. So ons gebed in Jesus kosbare naam. En almal sê, Amen. Baie dankie, worship warriors. U kan die sitplekke neem. Die krag van die Gees maak gewone mense bruikbaar vir God. As ek kyk na dit wat vir ons gegee is in die woord van die Here, sien ek hoe die disippels vir 3,5 jaar in die teenwoordigheid van Jesus Christus ons verlosser was. En die stryd wat hulle gesien het. Hulle was saam met Jesus. En wie hy, Jesus is meer as 'n hero. Hy's meer as 'n superheld. Maar as 'n mens in enige situasie in die lewe sou ingaan en jy het 'n hero of 'n superheld by jou, dan sorteer daardie superhero jou probleme vir jou uit. En dit het gebeur met die disippels. Maar ek neem nou vanmôre net een van hulle dae in gedagtenis. En dit is die dag toe Jesus vir hulle sê, ouens, vaar so lank oorkant toe, ek sien julle later daar. Hulle klim in die skuit en hulle vaar oor. En in daardie dag kom die storm op, raak hulle bang, huil hulle tot die Here en sê hulle gaan doodgaan. In dieselfde oomblik sien hulle vir Jesus op die water loop en hulle dink dis 'n spook. En die Bybel sê hulle was doodsbang. Maar Jesus is by hulle. Hy maak die storm stil en hulle is gelukkig en hulle kom die ander kant uit. Maar net om in die volgende probleem in te loop. Nou, kan jy jouself voorstel, jy stap in die gees van Gadara vas. Een met 'n legioen duiwels wat hom beset. Kan jy jouself indink die vrees wat jy sal ervaar as jy met so 'n demoon te doen kry?
Hulle moes dood bang gewees het. Maar Jesus was by hulle. En Jesus jaag die bose geeste uit, die varke in, en alles is goed. En hier bevind die disippels hulle self na die hemel en kyk en sê, en die engel sê, maar hoekom staar julle so in die hemel in? Ek sou ook nie kon aanbeweeg, as my Jesus nie meer by my is nie. Maar Jesus sê vir hulle 'n belangrike ding, hy sê, gaan wag, want julle sal krag ontvang uit die hoogte. Wanneer die Gees van God oor julle sal kom. Weet julle, hulle doelgerig gaan wag. Ek wil vanmôre vra, wat verhinder jou om die aandoening of die vervulling van die Heilige Gees in jou lewe toe te laat? Want dit is daarin waar die krag lê. En dit was my inleiding vir vanmôre se boodskap, en terwyl ek dit begin voorberei van so gistermiddag se kant af, hoor ek die heeltyd, maar hoekom? Maar hoekom? En ek preek en ek berei voor met alle krag, en die heeltyd hoor ek, maar hoekom? En ek het toe weer gaan stil raak, en ek het eers hierdie inleiding geskryf. Baie mense vra, hoekom moet ek vervul word met die Heilige Gees as ek klaar gered is? Amen. Want redding vat jou na God. Maar die vervulling van die Heilige Gees bring God se lewe binne in jou, hier en nou in jou omstandighede. Daar's mense wat op pad hemel toe is, maar wat steeds moeg is. Wat geestelik droog is. Wat maklik moed verloor. Wat aanhoudend val op dieselfde struikelblok. Wat bid, maar hulle voel niks. Wat kerk toe gaan, maar innerlik leeg is. Geliefde, en dikwels is die probleem nie dat hulle God nie lief het nie, hulle is lief vir die Here, maar dat hulle probeer uit eie krag. Ek wil vanmôre vir jou sê, in eie krag is ons nie in staat om God te dien nie. Dis die Heilige Gees, die trooster wat gekom het, wat ons heenwys na die waarheid, wat ons heenwys na Jesus Christus, wat vir ons die waarheid openbaar. Waarom moet ek vervul word met die Heilige Gees? Om vervul te word met die Heilige Gees is nie net 'n geestelike bonus vir sommige mense nie. Dit is bedoel vir elke wedergebore kind van God. Die Bybel wys dat die Heilige Gees gewone mense toerus, verander, hulle lei en hulle krag gee om te lewe soos God wil hê hulle moet lewe. Ek wil 'n paar redes vir jou gee waarom jy vervul moet word met die Heilige Gees krag. Jy kan nie God in eie krag soek nie. Die Christelike lewe is te groot vir die menslike vermoë. Onthou jy dalk, toe jy net begin Bybel lees het, en hoe jy jouself die hele tyd vasgeloop het in twisvrae oor God se woord. En skielik dink jy, maar wag 'n bietjie, nee, die Bybel weerspreek homself nou hier. Want toe die Gees van God kom en jou van binne help om daardie skrifgedeeltes in sy konteks te verstaan, toe breek daar weer 'n nuwe vreugde,
in jou uit. Want ek het eers gedink, wag 'n bietjie, hier's fout. En nou sien ek dat dit alles volmaak is. Jy kan probeer om heilig te lewe. Jy kan probeer om lief te hê. Jy kan vergewe en jy kan sterk bly staan. Maar as God sonder die gees van God raak 'n mens moeg en droog. Jesus self het gesê, sonder my kan jy niks doen nie. Tweedens, die Heilige Gees gee bonatuurlike krag vir 'n bonatuurlike lewe. Is ons nie 'n nuwe skepsel in Christus Jesus nie? En daarom, wanneer daar die krag van die Gees oor ons kom, kan ons begin beweeg en kan ons bonatuurlik dinge vir God doen. Die Heilige Gees gee leiding. Daar's tye wanneer jy nie weet wat om te doen nie. En die Gees kom en hy waarsku. Die Gees kom en hy oortuig en hy lei en hy bring vir jou onderskeiding. En skielik verstaan jy dinge net. Romeine 8 vers 14 sê, want almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God. Oh, fill me, Jesus, fill me, Jesus, fill me. Die Heilige Gees bring God se teenwoordigheid naby. Maak nie saak waardeur ek gaan nie, ek weet my God is by my. Sanet het vanmôre gepraat van al die Goliat stemme wat op ons skree, maar wat van daardie leeukuile van Daniël, waardeur ons moet gaan? Daar's 'n verskil tussen om van God te weet en om sy teenwoordigheid te ervaar. Toe die tempel in die Ou Testament met God se heerlikheid gevul is, kon die priesters nie staan nie. Vandag woon die Heilige Gees binne ons as gelowiges. Geliefde, jy word nie net gered om hemel toe te gaan nie. Jy word geroep om 'n draer van God se teenwoordigheid te wees in hierdie wêreld. Wat 'n eer om dit te kan doen. Om die draer te wees van God se heerlikheid. Laastens, waarom, hoekom? Omdat God dit beveel het. Hy sê in Efese 5 vers 18, word met die Gees vervul. En die in die oorspronklike taal beteken dit, hou aan om vervul te word. Ek weet daar skeptici wat sit en sê, maar die Heilige Gees is uitgestort in Handelinge 2. Dit het klaar gebeur en jy's reg. Maar wie nie, jy moet deur jou wandel met die Here aanhoudend vra, Here, maak my beker vol. Ons het dit gesing, maak my oorlopends toe vol, laat my oorloop, Here. Dis in die oorloop wat ek 'n blessing is vir ander. As my bekertjie half vol is, het ek daar die krag vir myself nodig om staande te kan bly. Maar wanneer ek sê, vul me Jesus, vul me, en hy my vol maak, kan ek ander ook help. So is 'n Christen sonder die werking van die Heilige Gees gered, maar kragteloos. En ek weet nie, jong, die woord van die Here sê in die laaste dae sal daar swaar tye kom. As jy nie vervuld is met die Gees van God nie, gaan jy sukkel. Jy gaan swaar kry. 'n Christen sonder die werking van die Heilige Gees is gered, maar kragteloos. Is teenwoordig, maar sonder vuur. Geliefdes, die Heilige Gees is die olie wat die lamp laat brand. Nou gaan jy nie luister na my boodskap en die hele tyd vir jouself vra hoekom nie. Amen. Verstaan jy hoekom? En nou kan ek met vrymoedigheid
die boodskap met jou deel. En my gebed was waarlik nog heel oggend, Here, gebruik die eenvoudige woord van my pen. Vul dit met u Heilige Gees krag, sodat dit harte sal verander. Alle lof, alle eer behoort aan hom. Amen. Iewers in hierdie boodskap vanmôre, gaan God met jou persoonlik praat. Jy gaan jouself iewers in hierdie boodskap raak sien, dalk 'n tekortkoming, dalk 'n blessing, dalk 'n openbaring, en ek wil hê jy moet dit regtig vanmôre neem, dat dit van God self afkom. Ek is nie so oulik om te weet wat in jou lewe aangaan nie. Maar die Heilige Gees weet. So wanneer jy dit vanmôre hoor, wil ek hê jy moet dit bepeins en sommer daar waar jy sit dit al reeds bely of die Here loof en prys daarvoor. Baie mense glo dat God net spesiale mense gebruik. Die Here gebruik nie gewone mense nie. Mense met groot talente. Mense wat verskriklik wys is. Mense met groot persoonlikhede en wat opleiding ontvang het. Of mense sonder foute. O, asseblief stel daai mense aan my voor. Stel 'n volmaakte mens aan my voor, want daar was net een. En dit is Jesus, my koning. Wanneer ons na groot predikers luister en na sendelinge kyk, en ons kyk na geestelike leiers, dan dink ons so maklik, God kan nie iemand soos ek gebruik. Maar die Bybel vertel 'n ander storie. Die Bybel, God het nog altyd gewone mense gebruik. 'n Skaapwagter soos Moses. 'n jong seun soos Dawid. Vissers soos Petrus en Johannes. 'n belastinggaarder soos Matteus. En selfs 'n vervolger soos Paulus. Die verskil was nie hulle vermoë gewees nie. Die verskil was die krag van die Heilige Gees. God soek nie volmaakte mense nie. Natuurlik wil hy ons daarna strewe, maar hy soek nie volmaakte mense voor hy jou gaan gebruik nie. Hy soek beskikbare mense. Die wonder van Pinkster is nie net dat die Gees gekom het nie. Die wonder is dat die Gees gewone mense verander het in bruikbare instrumente vir God se koninkryk. Halleluja! Here, ek is nie waardig nie. God kies gewone mense. 1 Korintiërs 1 vers 27 lees ons, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. God se patroon is anders as die wêreld se. Die wêreld kyk na status en opleiding en invloed en geld en vermoë, terwyl God kyk na die hart. Na gehoorsaamheid en beskikbaarheid en na geloof wat nie wankel nie. Ek kan nie, maar my God kan. Toe God Moses geroep het, Moses het onmiddellik homself gediskwalifiseer. Hy het onmiddellik vir die Here gesê dat hy nie bruikbaar is nie. Hy sê in Eksodus 4 vers 10 sê Moses, ek is nie 'n man van woorde nie. Moses het sy eie swakheid raak gesien. Let's give him credit. Hy het nie gelieg nie, hy het gehakel. Hy het gesukkel om te praat.
Maar God het sy potensiaal raak gesien. God antwoord hom en hy sê vir hom, ek sal met jou mond wees. Halleluja. Ek sal met jou mond wees. Moses het sy swakheid beken. Hy het nie ontken nie. Hy het gesê ek kan nie. Ek sal met jou mond wees. Met ander woorde, dit beteken, jy is nie genoeg nie, maar ek is genoeg. Die ek is genoeg. 'n gewone handskoen. Denise, die handskoentjies aan vanmôre. Daardie handskoen kan niks doen. Hy kan bitter min doen. As hy nie aan 'n hand getrek word. Maar sodra jy daardie handskoen aan 'n hand, met 'n hand vul, kan dit werk, dit kan bou, dit kan oplig, dit kan help. Ons is soos daai handskoen. Sonder die Gees is ons beperk. Sonder die Gees kan dit gebruik word as afstoplap. Maar wanneer die Heilige Gees ons vul, word gewone mense instrumente in God se hande. Tweedens, die Gees gee krag aan gewone mense. Nie net daai special few nie. Jesus sê in Handelinge 1 vers 8, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Dit was nie net die 12 disippels in die opperkamer wat die krag gekry het nie. Almal daar teenwoordig. Dit beteken 120 was daar bo, want die woord sê so, en 120 van hulle is vervul met die Heilige Gees krag. Let op, Jesus sê nie hulle sal slimheid ontvang nie. Hy sê nie hulle gaan status ontvang nie. Hy sê nie hulle gaan invloed ontvang nie. Hy sê julle sal krag ontvang. Om my getuie te wees in die hele wêreld. Die disippels was eenvoudige mense, soos ek en jy. Vissers, gewone werkers, onbekende manne. Maar na Pinkster het alles verander. Gebruik Petrus maar as 'n voorbeeld. Die man wat Jesus verloon het. Weet jy daar, ek het een dag gebruik dan vir die disippels, maar daar's nog 'n dag wat ek vir jou wil noem. Daardie dag in Getsemane toe Jesus gearresteer is. En daardie oomblik toe Jesus nie die superheld is nie, en oorgee en gearresteer word, wat gebeur? Hulle almal hardloop weg. Want hulle het nie die Gees van God in hulle gehad nie. Hulle het nie die krag gehad nie, en hulle superheld is sopas gearresteer. Daarom het hulle eendragtig gaan wag. Hulle weet hoe belangrik die krag van die Heilige Gees is. Maar na Pinkster het alles verander vir Petrus. Die man wat Jesus verloon het, staan op en hy preek met vrymoedigheid en 3000 mense kom tot bekering. Die Here kom en praat met hom in 'n droom en hy stuur hom na die heidene toe. En Petrus is verantwoordelik vir die uitbreiding van die kerk na die heidene. Glorie, dankie Petrus, want ek is 'n heiden gewees. Deur die krag van die Heilige Gees doen Petrus wonderwerke, gaan lees daarvan in die Bybel. Sy skaduwee val net op mense en hulle raak gesond. Hy het 2 van die boeke in die Nuwe Testament geskrywe, 1 en 2 Petrus. Wat het verander? Nie Petrus se opvoeding nie. Ek dink op Petrus, ek kan nie wag om Petrus eendag te sien nie. Ek dink dit was 'n rowwe ou man. Kyk, hy wou net beklei. Laat my myself dink. Dit was nie sy persoonlikheid gewees nie. Dis die Gees van God wat hom vervul het.
Derdens, die Gees werk deur swakheid. Moenie worry nie. Die Gees werk deur swakheid. Ons dink dikwels, as ek sterk was, as ek tog net slimmer was, as ek meer selfvertroue gehad het, dan sou ek, dan kon God my gebruik het. Maar God werk dikwels die sterkte deur die swakheid. Deur swak mense gebeur wonderwerke. Waarom? Sodat die eer aan hom alleen sal behoort. Sagaria 4 vers 6 sê, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my Gees, so spreek die Here. God wil hê die wêreld moet sien dat dit nie die mens was nie, dat dit nie talent is nie, dat dit nie charisma is nie, maar dat dit God is wat die werk doen. Dink aan Gideon. Gideon is bang. Hy het weggekruip. Hy het homself die swakste genoem. Maar tog kom God en sê vir hom, dapper held. En hy gebruik hom magtig met net 300 manskap om die vyand te verslaan. Menslik, onmoontlik. In God se hand. Dit is easy. Met my God spring ek oor 'n muur, loop ek 'n bende storm. Dis nie net leë woorde daar nie, dis God wat deurgebreek het vir Dawid. God sien nie net wie jy nou is nie. Hy sien wie jy kan word. Wanneer sy Gees oor jou kom. Die Heilige Gees maak ons bruikbaar. Sien, en ek dink dis dalk waar ons misvat en ons dalk al hierdie verdwalings glo van ek is nie goed genoeg nie en die Here wil my nie gebruik nie want jy voel nie waardig nie, is omdat jy nog nie in beweging gekom het nie. Waarom het jy Heilige Gees krag nodig as jy nie bereid is om op te staan vir Jesus? As jy nie bereid is om vir jou buurman te gaan bid nie. As jy nie bereid is om deel te neem in dit wat jou kerk na buite toe stuur nie. Waarom wil jy dan die krag hê? Maar as jy sê, Here Jesus, ek gebruik my, wil ek vir jou waarborg, die krag van die Gees sal oor jou kom. Die Heilige Gees maak ons bruikbaar. Daar's 'n verskil tussen talent en salwing. Ja, talent is goed en dit gee vir ons hoendervleis en is mooi. Dit beïndruk mense. Maar die Gees verander harte. Die salwing, geliefdes, 'n eenvoudige woord wat deur die salwing van die Gees tot jou hart kom, sal jou verander. 'n Mens kan talente hê sonder die Gees. So good and well, God het daai talente vir mense gegee. Maar wanneer die Gees op 'n gewone persoon rus, gebeur bonatuurlike dinge. Die Gees gee wysheid. Wanneer jy nie weet wat om te doen nie. Wanneer jy nie weet wat nou gaan gebeur nie. Kom die Heilige Gees en gee vir jou wysheid. Die Heilige Gees gee vir jou liefde, waar liefde nie verdien word nie. Sodat jy kan lief hê. Weet, ons is klaar, ons is die appel van sy oog. Hy het my lief met 'n ewige liefde. Waarom het ek nog liefde nodig? Maar nou kom die Heilige Gees en gee vir my liefde vir my medemens. Wanneer hy dit nie verdien. Dit kan alleenlik die Heilige Gees krag wees. Want jy verdien dit nie, sies man, kyk wat jy gedoen. Maar die Heilige
Gees kom, en die genade wat ek ontvang het, kan ek met jou deel. Kan ek jou lief hê? Kan ek jou laat opstaan? Help ek jou op? Stap die pad saam met jou? Dis alleenlik deur die krag van die Heilige Gees. Dis waarom die Bybel sê, pas op, dat jy nie in die versoeking val wanneer iemand probeer help nie. Dis wanneer jy dit doen uit eie krag. Vrymoedigheid. Oh glory. Gister die pre-drive-through. Ek het naderhand gedink, elke ouens, ons nou nie allemaal hardloop om te gaan bid vir die mense nie. Maar het was beautiful. As 'n kar intrek om voor gebid te word, niemand gaan kruip weg nie. Almal is bereid om nader te stap en te bid, want dit is God wat die werk gaan doen. Onderskeiding tussen wat opreg is en wat vals is. O mens, ek het dit nodig. Here, help my. Want daar's 'n klomp wolwe onder ons. En sonder die Heilige Gees krag en ek nie kan onderskei waar jy is nie. Kom jy met 'n rookskerm of kom jy met opregtheid? En dis die Gees van die Here, die krag van die Heilige Gees wat jou bewaar en jou toemaak in daardie moeilike situasies. En jy kom daar uit triomfantlik. Krag om te volhard. En hierdie een is vir my so kosbaar. Krag om die wil van God te doen. Ek het al goed geleer dat my vlees nie die dinge van die Gees soek nie. Man, my vlees is my vlees, as ek kon ek myself gekruisig rarig, soos in Jane. Maar gelukkig is God se genade vir my groot, ek mag nie my eie lewe neem nie. Maar die vlees wil niks weet van die Here nie. Ek het dit al goed besef. So as ek nie in die Gees wandel nie, het ek moeilikheid. Wie deur die Heilige Gees word selfs die kleinste daad groot, wanneer die Gees aanwerk. 'n gebed uit geloof uit. Wie ek bid nie in die ceiling vas nie. My God hoor my gebed vanmôre. Ek het geloof in my gebed. Wat ek so gesê, die Gees kom en gee vir jou 'n eenvoudige woord van bemoediging. Want nou skroom ek om jou te kom bemoedig, want ag nee, jy gaan dink dis stupid. Maar in daardie stupid bemoediging lê die krag van die Heilige Gees wat daardie persoon se lewe drasties sal verander. Is jy beskikbaar? Is jy bereid? Dan gaan God jou aandoen met die krag. Ja, ek weet, dit is, maar Pinkster, weet jy hoekom is daar so min mense in die kerk? Vanmôre. Kom ons wees eerlik al. Want hulle wil nie vanmôre hier wees, en die pastoor roep my vorentoe en ruk my in die kop rond, en sê vir my ek moet in tale spreek. Ek het dit al 20 jaar gedoen, het dit nog nie vir my gebeur nie, so ek gaan nie Pinkster toe nie. Maar jy mis dit waaroor Pinkster eintlik gaan. Ek wil vir jou sê, het gaan nie oor tale spreek nie. Ja, jy kan in tale ook spreek. Jy kan God verheerlik in 'n hemelse taal as jy dit goed dink. Maar Pinkster gaan oor die vervulling van die Heilige Gees krag om diensbaar te wees, om God se naam te verheerlik. Moenie laat die spreek van tale jou nou afsit om vervul te word nie. Wat sê die Here vir ons? Hy sê die boom word geken aan die vrug wat hy dra, nie aan hoe mooi hy in tale kan praat nie. En nou bly mense sommer net weg. Geliefdes, die kleinste daad van eenvoudig getuig. Die Here sê in sy woord dat daar is krag in die getuienis van 'n gelowige. Maar ons skroom. Ons dink, ag weet die Here het nou vandag vir my parkering gegee reg voor die dokter.
En ek het gebid daarvoor, en toe gee die Here, nou dis nie heeltemal reg nie, ek moet net gou iets doen. Maar nou gaan ek niemand daarvan vertel nie, so niemand kan ooit bid, Here gee vir my guns en maak vir my deur oop hier of daar in my lewe nie. Maar wie daardie eenvoudige getuienis kan iemand anders kry om te begin vra, en dan kan God begin gee. 'n hand op iemand se skouer sit. Nou ek het dit by my geestelike pa aangeleer. Dit was vir my baie ongemaklik in die begin. Kyk, hy soen groet die mans op. So buite my eie pa is ou pastoor Gerard die enigste ander man wat ek soen groet. Maar in die begin, toe ek al aankom, toe kom hy. En ek is so. Maar ek het sy hart gesien, ek het sy liefde ervaar en ek het geweet, hy is vir my soos 'n pa en ek het hom ook begin soen groet. Maar dis nie wat ek wil sê nie. Wat pastoor Gerard baie ook gedoen het en in die begin was dit ongemaklik. Want dan sit ons in opleiding of ons sit net iewers waar ons saam is en iemand is met ons kyk dalk ietsie of ons luister na iemand, dan sal hy by my kom staan en net sy hand op my skouer sit. Daar waar ek sit. Nou van julle het al agtergekom, ek doen dit met jou ook. En daai oomblik van sy hand op my skouer het my so getroos en my bemoedig. Want dit is die gees van God wat in daardie klein dingetjie, soos iemand se hand op jou skouer, wat God kom en jou troos. Jy laat belangrik voel. 'n besoek aan 'n sieke. Ook ek haal vlak asem in hospitale. Mense, ek hou nie van hospitaal toe gaan nie. Maar ek beklei teen my vlees en ek gaan wanneer ek moet gaan. Maar wie jy nie, om by daai sieke bed te staan en net in die geloof te bid en God te vertrou vir genesing, beteken die wêreld vir daardie persoon wat daar lê. Dis nie eenvoudig nie. 'n besoek aan 'n sieke. God gebruik baie keer eenvoudige oomblikke om ewig verskil te maak. Dink maar terug in jou wandel saam met die Here. Daar was eenvoudige oomblikke wat jou standvastig gemaak het in jou geloof. God gebruik dikwels eenvoudige oomblikke, mense. 'n klein lanterntjie brand in die dag en jy gaan nie eens weet hy brand nie. Maar sodra dit donker raak, dan begin daardie klein lanterntjie wat brand vir jou lig gee. En weet julle wat, die Here vra nie van jou om die son te wees nie. Die Here vra, wees daardie klein liggie wat brand. Jy moet beskikbaar wees om te skyn, daar waar God jou plaas. Ons kan dit nie doen in ons eie krag nie. Daarom moet ek die Here bid en ek smag na die vervulling van die Heilige Gees. Nou die groot gevaar is om onsself ongeskik te verklaar. Om te dink dat jy nie waardig is nie. Dis die grootste fout wat ons kan maak. Baie gelowiges lewe op die kantlyn omdat hulle glo ek weet nie genoeg nie. Ek's te oud. Ek het my beerd gehad, ook hoor dit. Ek het my beerd gehad. Okay, so. Of ek's te jong. Eendag. Ek het te veel foute gemaak. Praat die Here vanmôre met jou. God kan eerder iemand anders gebruik. Maar kyk maar deur die Bybel. Moses het gehakel, Dawid, hy het geval nie een keer nie. Petrus was impulsief, Thomas het getwyfel, Paulus het die kerk vervolg. En toe die Heilige Gees oor daardie man kom, glory
be unto you, Lord. Die werk wat Paulus in die krag van die Gees begin doen het. Maar tog het God hierdie manne gebruik. En hy wil my en hy wil jou gebruik. Nie dat ons moet oulik lyk nie. Nee, ek gaan jou nie vanmôre in jou kop ronddruk nie. God gaan die werk in jou doen. Dis wie my God is. Maar jou hart moet oop wees daarvoor. Die vyand wil hê jy moet fokus op jou swakhede. Maar God wil hê jy moet fokus op sy Gees. Laastens, beskikbaarheid. Man, jy moet opstaan. Jy moet sê, Here, hier's ek, gebruik my. Dis belangriker as vermoë. Dis jou beskikbaarheid. Want God kan enigiets. Hy het tot 'n donkie laat praat. Hy het gesê die klippe sal uitroep, as ons nie uitroep nie. Ons dien 'n magtige God. Ons vermoë, nee. Die vraag is nie as jy sterk genoeg nie. Die vraag is as jy beskikbaar. God gebruik mense wat sê, Here, gebruik my. Here, stuur my. Here, vul my. Ek gaan nêrens voor U my nie vul met U Gees nie. Want die gewone mense hulle self oorgee aan God, gebeur buitengewone dinge. Don't test me. Dis God. Wat hy gesê het, sal hy doen. Ek wil gou prakties daarna kyk, hoe word ons gebruik na God se hande? Ons het hierdie week besluit en gesê, ons gaan nie Pinksterreeks hou nie, ons gaan net Pinksterdiens hou vanmôre, want ons het spesiale dienste wat volgende week. Maar ons gaan onsself verootmoedig en ons gaan bid en ons gaan in ons binnekamer bly en ons gaan soos daardie disippels in die bovertrek gewag het, gaan ons in ons mens wees, hierdie week wag tot op Pinkstermôre. Ons gaan onsself gereed kry om te ontvang. En as jy dit gedoen het, wil ek vir jou beloof dat die Here jou sal vervul vanmôre. Maar hoe word ons bruikbaar in God se hande? Leef naby die Heilige Gees. Bid elke dag, Here, vul my vandag met U Gees. Gee my vandag krag. Gee vir my goddelike insig vandag, Here. Behoed en bewaar my. Hou op om jouself te onderskat. Sien jy wat so oulik is, sien? Dis God wat deur jou gaan werk. As God jou geroep het, sal hy jou toerus. Wees gehoorsaam in die klein dingetjies. Och, wie wat, daar's soveel suksesse wat begin het, met gehoorsaam wees aan die klein dingetjies. Groot bedieninge begin dikwels met klein gehoorsaamhede. En vertrou op God se krag. Jy sien, die krag van die Heilige Gees gaan jou nie aandoen, as jy dit nie soek nie. As jy nie waarlik uitroep en daarna smag en sê, Here, asseblief, vul my, dan gaan dit nie gebeur nie. As jy nie opstaan en sê, Here, hier is ek, gebruik my, gaan jy nie die kragaandoening kry nie. It's not a trophy to put on your mantle. Dis iets wat jy moet inspann en gebruik tot eer van sy naam. Ek wil afsluit. Die wêreld sê,
Jy moet buitengewoon wees om gebruik te word. Kyk, jy moet oulik wees nie. Jy moet 'n sterretjie wees. Dis wat die wêreld sê. Maar God sê, gee jouself net vir my. Gee jouself net vir my. Maar dit is 'n groot geloofstree om te gee, nie? In ons swakheid, in ons menswees, in ons foute. Kyk, die Here het lank al my gepraat deur hierdie boodskap, nog voor ek dit vir julle bring. Die grootste wonder van Pinkster was nie die 4 tonge en die spreek van tale nie. Die grootste wonder was dat gewone mense verander is in draers van God se teenwoordigheid. Sê die Bybel nie dat die spreek van tale jouself stig nie? Stig jy ander mense nie? Maar 'n woord van bemoediging en jou getuienis met ander te deel. Oh my goodness, the glory of God manifests. Dit verander lewens. En dieselfde Gees werk vandag nog. So as jy 'n skeptisie was wat sê ja, maar die uitstorting het al reeds plaasgevind, jy's reg, maar jy moet vervul word. Dieselfde Gees werk vandag nog. Die Gees maak bang mense dapper. Miskien is jy bang vir môre, bang vir die dood, bang vir 'n ongeneesbare siekte. Miskien is jy bang vir wat gaan gebeur in ons land en in ons ekonomie. Die Gees van God kom en hy maak van bang mense dapper mense. Hy maak van swak mense sterk mense. Die Gees maak gebroke mense. Nee, hy maak jou nie heel. Die Here, die Gees van God kom en gebruik 'n gebroke mens. Hy maak 'n gebroke mens bruikbaar. So al daardie wonde genees hy, maar die letsel gaan jy nog hê. Want is daar die letsel wat jou getuienis gaan wees vir God, wat 'n groot verskil gaan wees, omdat dit vervuld is met die Gees van God. Gees van God maak gewone mense, instrumente in God se hand. Ek wil so graag deur die Here gebruik word. Nie om shine te vang nie. Ek is daar aangestel en ek wou doodstil bly daaroor, want dit is nie mos nou niks nie. Dit is die Here se werk en toe ander mense dit op sosiale media gaan post. Maar wie hier's ek, Here gebruik my. Ek weet nie hoe nie. Maar weet jy. En ek kan beweeg in u krag. Nie my tot hier toe gebring. Jy sal my verder vat ook. Jy sal vir my die wysheid gee, die kennis gee, die resources gee. Maar dit is nie vir my om te roem nie. Jy sien, want wanneer die Heilige Gees 'n gewone mens vul, word die onmoontlike moontlik. Iets wat jy gedink het jy nooit sal kan doen nie. Kom die Gees en bewerk dit in jou lewe. Ek wil vir jou die uitnodiging gee, want dit is Pinkster. Jy sien, Paulus kom by die gelowiges in Efese. En hy sê vir hulle, julle die Gees ontvang. Gelukkig was hulle eerlik gewees. Hulle sê, wat se Gees? Hulle erken dat hulle nie eens geweet het dat daar 'n Heilige Gees met krag is nie. En Paulus lê hulle die hande op en bid vir hulle en hulle ontvang die Heilige Gees krag. Baie van ons het vanmôre met daardie verwagting gekom. As jy vanmôre vir die Here wil sê, Here, hier is ek, gebruik my, dan moet jy opstaan daar waar jy sit. Ek gaan jou nie vorentoe roep vanmôre nie. Ek gaan saam met jou bid en ek gaan vertrou dat God jou sal vul met sy Heilige Gees krag.
So as jy en onthou nou, as daar die Heilige Gees aanraking nie oor jou lewe kom nie, beteken dit nie jy is nie 'n kind van God nie. Hou aan bid. Hou aan vra. Wie wil vanmôre voor die Here staan en sê, Here, hier is ek, gebruik my. Staan net vir my daar waar jy is. Heilige Gees, dankie dat U nie net volmaakte mense gebruik nie, maar gewone mense soos ons. Here, baie keer voel ons swak, onbevoeg, en is ons soveel kere onseker. Maar vandag kies ons nie op ons eie vermoë staat te maak nie, maar op U krag, Here. Vul ons met U Gees. Maak ons bruikbaar in U hande, Here. Gebruik ons huise, ons woorde, ons gawes, ons lewens, tot eer van U naam, Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. Dankie musikant, julle kan na vore kom. Amen. Ons gaan die liedjie nou met volle worship. Met my God loop ek op die storie, spring op oor die. Want God, die Heilige Gees, vul ons en is in ons. En sing vanmôre dit, proklameer dit vanmôre. Dis sy krag, nie myne nie. Hy is sterk wanneer ek nie sterk is. Sy krag, nie myne nie, sy maag, nie myne nie. Hy is sterk, wanneer ek nie sterk is nie. Hy maak my voete stewig staan, al die plekke waar ek gaan. Dis sy krag, wat my sterk maak waar ek gaan. Met my God loop ek met my sorg, swem ek oor ek nie. Met my God loop al die vijanden, ek verbreek elke leer. Met my God aan my kant, ek sal op vir elke dag. Met my God, ja, met my God. Sy krag, nie myne nie, sy maag, nie myne nie. Hy is sterk, wanneer ek nie sterk is nie. Hy maak my voete stewig staan, op al die plekke waar ek gaan. Dis sy krag, wat my sterk maak waar ek gaan. Met my God loop ek, met my sorg, spring ek oor ek nie. Met my God loop al my vijanden, hy verbreek elke leer. Met my God aan my kant, ek staan op vir elke dag. Met my God, ja, met my God. Soos in die bos sal ek staan, op plekke wat op veilig lyk, oral waar ek gaan. Ek denk in sy regterkant, soos in die bos sal ek staan, op plekke wat op veilig lyk,
Kom in die volheid en in die krag, Here. Gebruik ons tot eer van U naam. Is ons gebed in Jesus kosbare naam. Amen. Amen. Ontvang net die seën van die Here. Mag die genade van God, die liefde van ons Here Jesus Christus en die leiding van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen. Amen. Ons is verdaag. Dankie. Onthou vanaand se praise and worship.